sien die Here vir my kans, groot en wonderbaar, is hy nog een keer weer, groot en wonderbaar, is hy, groot en wonderbaar, is hy, wonderbaar is hy. Ja, toe niemand vir my kan sien nie, toe sien die Here vir my kans, groot en wonderbaar is hy. Halleluja, Vader, ons prys U. Vader, ons eer U. Here, en ons aanbid U, Here, want groot en wonderbaar is U die Here. Here, daar's niemand so wonderbaar soos U nie. Daar is niemand so groot soos U nie, Vader. Niemand nie, Here. U is die God bo alle gode. U is die koning bo alle konings. En daar is niks wat niemand kan doen, Here, om U se grootheid te kan breek, die Vader. U is die een wat was, wat is en wat altyd sal wees. U is die begin en Here, U is ook die einde. Here, my God, alles het by U begin en alles sal by U eindig. Maak nie saak hoe die middel nou lyk nie, Here. Dit sal by U eindig. Al lyk dit ook asof het donker is, Here, weet ons dat die lig van die mens sal te skyne kom aan die einde van die dag. En ons sê dankie, Here, dat ons weet dat U is ons lig. Here Jesus, U is ons toevlug, Vader. Ons hardloop net na U toe, Here, wanneer ons moeilike omstandighede ervaar. Wanneer dit moeilik gaan met ons, Here. Maar ons het ook om leer, Here, om na U toe te kom wanneer dit goed ook gaan, Vader. Ons het in hierdie stormweek, Here, het ons gehardloop na U toe, Here. Ons het gebid, Here, en ons het gepleit, Here Jesus. Vader, en U het deurgekom, my God. Maak nie saak hoe die storm gewoed het daar buite nie, Here. U het 'n omsluiting gehad van beide kante af vir ons, Here. U het ons toegemaak, Here, van voor, agter en langs aan ons, Vader. U die Here het ons beskerm. Daar het mense hulle huise verloor. Here, maar ek kom besef, Vader, dat hierdie storm, Here, het nie gekom om te verwoes en te vernietig nie. Somtyds, Here, is dit dat ons vir U iets vra, Here, dan is dit dat U net deur middel van 'n storm kan kom antwoord. Somtyds is U se antwoorde nie net soet nie, Here, dit kom nie net stryd deur nie, maar somtyds moet dit deur middel van 'n storm ook kom, Here. Baie van hierdie huise wat nou geval het, Here, en wat geruk is, gaan nou nuut oorgebou word. Ja, dit gaan nou so bietjie ongemaklik wees, maar wanneer U 'n olyf wil transformeer in olie in, Here, dan moet daardie olyf gedruk word, Vader. Dis ongemaklik. Net soos die druif, Vader, as ons hom wil transformeer in druiwesap, Here, wanneer daai volledige druif nou liquid moet kom word, Vader, dan moet hy gedruk en gepers word, Here, om die skien af te haal. So ja, dit gaan soms ongemaklik wees, Vader, wanneer ons die beste uit 'n saak uit wil hê. Dit gaan soms ongemaklik wees, Here. Maar ons vra, Here Jesus, dat U, my God, vir ons altyd, Here, sal help om te verstaan. Here, dat U, die Here, vir ons altyd die geestelike understanding sal gee agter alles. En ek bid en ek vra, Here, my God, dat U ons sal help om die openbaring agter die storm te verstaan. U moes, Here Jesus,
deur die storm ons kom antwoord. Ja, en deur die storm het U ook hard kom praat, Here. U het ook hard kom praat, Here, want somtyds, Here, is dit dat U se kinders die sagge praatjie nie wil na luister nie, Here. Ons praat soms sag, Here Vader, met ons kinders, maar dan luister hulle nie, maar dan moet ons hulle pak gee, sodat hulle kan hoor. Somtyds moet ons hulle sommer so oor hulle boude slaan, vir hulle om te hoor. En dis wat U kom doen met U se kinders, Here, om ons te kom ruk, Here, om ons te kom ruk, Vader, en ons reg te ruk, Here Jesus, om ons in lyn te ruk, volgens U wil, volgens U wense, volgens U beginsels. In hierdie storm, Here, kom sê ek dankie, Vader, vir die mooi wat daar uitkom. Want as ek so buite kyk, Here, ja, daar is dinge wat heeltemal uitgekar, besighede ook, Here, wat dalk omgekom het, maar Here, U het juis eintlik vir hulle kom wys, Here, deur middel van die storm. Wat kon gebeur het? Want Here, as dit dalkie vir die storm was nie, dan was daar mense, customers en werkers binne in daardie building gebou, en daai mure kon heeltemal omgeval het, en dit kan oor daai customers geval het, dit kan onder daai staf geval het, Here, dan was dit een groot ramp gewees, Vader. U het net kom wys wat die duiwel beplan vir U se kinders, om U se kinders uit te vat. Daardie gebou kon in een getuimel het, met 'n klomp mense daar binne. Maar U, Here, het met die storm net kom wys die plan en die wapen van die vyand om die kinders van die Here seer te wil kom maak. Maar dan lyk dit dis U wat ons wou seermaak. Dan question hulle nou, hoekom sal die Here dit toelaat en laat gebeur? Maar hulle dink nie, Here Jesus, hoe dat U ons eintlik kom beskerm het deur die storm nie. So dankie, Here, vir die storm. Want ons atmosfeer in hierdie wêreld is so vuil. Here, daar is so baie besoedeling binne in die atmosfeer. Dis vuur rook, dis sigaret rook, dis dagga rook, dis drugs, dis alkohol. Alles wat in die atmosfeer ingaan, Here, dis vuil, Here. Dis toordery, witchcraft op sy beste. Dis alles wat in die atmosfeer inkom. So die wind van die Here het gekom om dit alles weg te waai. Alles weg te waai, Here. Die reën het gekom om skoon te maak. So ja, Here, ons kom eer en prys U, Here, vir die Here dat U vir ons is en nie teen ons is nie, Here. U, die Here, het vir ons kom uithaal en U het ons kom red van dit wat dalk erger kon wees, Vader. En ek eer U daarvoor, Here. Ek prys U daarvoor en ek loof U en ek aanbid U en ek kom sê dankie, Here, vir die goedheid en die grootheid van die Here. Halleluja. Amen en amen en amen. Amen. Amen, dierbares, amen. Ek weet nou nie hoeveel julle van die kat gesien het, wat hier tussendeur en hier onderdeur en ook net hier oor die, hy loop all over my Bybel, hy loop hier all over die show, hy wil ook nou in die kamera wees, hy wil ook nou in die shot wees. Die kat wil nou net oral wees en dis 'n kat wat ons gekies het, julle. Die kat het ons gekies. Dit was 'n strydkat gewees wat uit die straat uit kom en uit hierdie huis gekies om 'n babatjie te kom wees hier in die huis. En ons kan mos nie die kat uitsit nie. Nou is die kat all over the show. Hy wil oralste net afvat. Hy kom op die bed, hy wil ons afvat by die kinders, hy wil ons honde, wil hy een kant skuif, hy is nou die enigste, soos nee, ons sal 'n bietjie reëls moet neersit, maar ek sal nou vir hom moet reëls neersit, wat hy moet weet, as mamma in die studio is, moet hy nie hier all over the show kom wees, sien, my jene, maar net 'n man, julle, kom ons sing nog 'n lied man, kom ons sing nog 'n lied. Kyk hoe kyk die engele na die en dan skou die wonderwerk van Jesus. Kyk hoe kyk die engele na die aarde en nou sing
Praise Lord. Amen. Sure, die stemme het gehou. Almal se stemme het mooi gehou. Priscilla, die stemme het gehou. Ek het 2 gaste in die ateljee vandag, julle. Ja, hulle kom kuier en hulle kom sit. Is mos Vrydag soos Bible Friday. Tonight we're going to have Bible study with a group as well. But I am in the studio and we are having Bible Friday in the studio as well. So guys, welcome. Kom ons sê hallo vir die mense. Pap eet hier so in my huis. Hallo. Bro Adam is diep besig hierso. Kyk daarso, Bro Adam sê hallo. Hallo. Nou julle vir almal hallo gesê wat hier is in die studio vandag, né? En nou gaan ons begin met die woord. Julle kan julle Bybel skryf. Ons gaan lees vanuit Jeremia. Ek sal seker die jaar moet vasmaak. Want dit pla my dan nou. Ja man, hulle moet daar bly. Ons lees uit Jeremia 6, hoofstuk 6 vers 16. En ja, vers 16. Julle kan vers 10 tot en met 15 ook lees, né? Want hy gaan baie mooi saam met hierdie hele gedeelte eintlik. So ons lees vanaf 16 vers 16. Juda steur hulle nie aan die Here nie. Die Here sê, staan by die paaie en kyk. Vra na die ou paaie, vra na die beste pad en volg dit. Want julle sal daar ware rus vind. Maar julle het gesê, ons sal nie luister nie. Kom ons staan gestil net by vers 16. Ons lees hom weer. Die Here sê, staan by die paaie en kyk. Vra na die ou paaie. Vra na die beste pad en volg dit. Want julle sal daar ware rus vind. Maar julle het gesê, ons sal nie luister nie. Ok, so, as ons nou lees wat die Here hier sê, deur te sê, staan by die paaie en kyk, vra na die ou paaie, vra na die beste pad en volg dit. As ons net daai stukkie vanoggend kyk julle, dan sê die Here hier, so hy praat hier van die paaie, en dan praat hy ook van die ou pad. En hy sê ook dan, kyk vir die beste pad en volg dit. Nou as ons kyk na dit wat die Here hier sê, hy praat van die paaie, en hy praat van die ou pad, en hy praat van volg die beste pad, wat jy sien, basies. Dan kyk ons na wat hierdie week gebeur het met die paaie. Dan kyk ons na wat die Here toegelaat het om te gebeur in George se paaie, maar so ook die KPI, dat baie plekke, né, hier in Suid-Afrika, het omgekom met storms, né, en hulle was geraak en getref met storms. So as ons lees hierdie stukkie wat die Here hierso sê, kyk na die paaie. Ekskuus julle, ek het net gou my hare gefiks, want hy pla my die hele tyd. En ons kan nie nou laat die duiwel met my hare, soos die kat wat hier op en af pareer, dis asof hy nou die hele tyd net distractions wil kom, en dit kan nie nou vir my distract nie. Maar anyhow, ons praat hierso van die paaie, en dit staan vir my baie uit vanoggend julle. Want die Here praat van die paaie, en vanoggend besef ons mos, as ons so deur George se paaie ry, lê George se paaie nog vernield. Dit lê nog vernield. Daar's nog bome en takke en dinge wat nog so langs die pad lê, en goeders, dit is, ek het nou vanoggend gesien die een boom wat nog bo op 'n huis lê, toe ek die kinders gaan aflaai het. Dit is verskriklik. En dit kom net by my, soos die Here hier sê, staan by die paaie en kyk. Vra na die ou paaie, vra na die beste pad en volg dit. Hier het die Here 'n storm toegelaat om oor ons te kom. Maar as ek die woord so lees in vers 16 vandag, dan kan ek nie help om te dink dat
die Here kom gee vir ons waarlik 'n boodskap deur hierdie storm nie. Die Here kom eintlik en hy kom gee vir ons 'n woord, hy kom gee vir ons 'n boodskap, hy kom gee vir ons openbaring en hy gee vir ons understanding en hy kom skud ons wakker. Maar ons moet luister. Ons moet gehoor gee. Maar die woord sê ook verder, wat sê Juda? Maar julle het gesê, ons sal nie luister nie. Nou die Here kom en hy kom praat met ons oor die pad, die paaie. Hy sê, soek na die ou pad. Julle, en as ons so kyk na hoe die wêreld lyk vandag, as ons so kyk hoe die kinders is vandag, ek is gewoond aan sondagskool, ek is gewoond aan kinderbond, ek is gewoond aan godsdiens in die huis, ek het so groot geword onder my oupa, op my oupa se skoot, dis hoe ek groot geword het. Ons het jeug toe gegaan, ons het brigade gehad, kyk die hele week was vol van die Here. Dit was net Here in en Here uit gewees die hele week, dis hoe ons as kinders groot geraak het. Nou vandag, hoe lyk dit vandag? Hoe lyk dit vandag? Sal julle nie saamstem met my as ek vir julle sê dat die pad wat vandag uitgekloof is hier, is 'n pad wat die Here en die mens skei van mekaar af. Die phones, hy hou jou weg van jou Bybel af. Al die social platforms, ek is 'n gebruiker daarvan. Maar 'n mens moet 'n balans hê, 'n perfekte balans in hoe jy dit gebruik en wanneer jy dit gebruik. En ons as ouers moet ons kinders dit leer. Om vir hulle te sê, nee, dis nou 'n Bybelstudietyd, dis nou gebedstyd, dis nou 'n leertyd, dis boeketyd. En hulle wil net phones hê, my kinders is ook so, en ons moet hulle kom reghelp, ons moet hulle tot vandag toe nog reghelp. Want die wêreld is so vinnig, maar die Here sê, soek na die ou pad. So die Here kom simbolies, die storm is 'n simbool, dat hy die nuwe paaie kom vernietig het. En daar's bra wat die Here kom vernietig het. Dit is 'n simbool, dit is nie dat die Here, daar's verskillende dinge wat ons uit die storm uit kan vat. En een van die dinge soos ek in gebed gesê het, is ook dat die Here ons wil kom help het, of ons kom red het van 'n ander tipe storm of van 'n ander tipe incident wat kon gebeur het met jou. Kyk soos Bildie het in mekaar geval, daai hele agterkant van hy mure in mekaar. Dit kon in die middel van 'n sonskyndag gewees het. Waar customers daar geloop het, ek of u kon daar gewees het om te gaan soek wat vir stene of vir dakplate, wat ook al. Of miskien net vir teels. Dan was ons in daai winkel. En dan was dit miskien meer as 50 mense wat kon omgekom het met die dood. En nou julle hierdie wat gebeur het met die gebou hier in George, daar by die munisipaliteit. Daai gebou wat ineengestort het en hoeveel mense het nie omgekom met die dood nie. Daar's nou nog mense se lyke wat nie gevind is nie. So die kon so 'n geval gewees het vir Blanco en dit sou 'n nare ding, dit sou 'n nare ding gewees het. Dit sou 'n hartseer dag gewees het vir Blanco. Want daar's baie Blanconaars wat daar werk ook. So die Here kom met die storm en hy kom red jou, maar dan kan ons hom ook so sien, dat die Here kom met die storm en hy bring hom in as 'n simbool om vir ons te wys, kyk, ek vernietig die nuwe paaie wat jy oopgekloof het vir hierdie kinders van my. En ek wil hê jy moet soek na die ou pad. En wat is die ou pad wat die Here van praat? Die ou dinge. Dis die ou dinge wat hulle kom heeltemal kom wegwerk het meer. Soos gister wat Hemelvaartsdag was. Waar ek gesê het, Hemelvaartsdag is 'n dag wat ek ken 10:00 die oggend, dan kom die skoolhoof en hulle vat vir ons kerk toe. En ons het kerk toe gaan en 'n dominee het vir ons gepreek op Hemelvaartsdag en ons het teruggekom en ons het skool toe gegaan. Sommige kere het ons papiere langs die pad opgetel en hulle het 'n projekkie gemaak en dan het ons 12:00 of 1:00 huis toe gegaan. Maar waar is dit vandag?
Ek sien baie van die ander skole, soos die skool waar my kinders ook in is, hulle doen dit nog. Prys die Here dat daar is nog skole wat dit doen. Maar Hemelvaartdag is nie eens meer 'n dag wat oor gepraat word nie. Dis nie eens meer 'n dag wat geselebreer word nie. Dit is 'n dag wat kom en dit gaan. Het dit vir julle gevoel soos Hemelvaartsdag gister? Nee. En wanneer dit Easter is, dan voel jy daarom ook en dis Easter. Is dit nie so nie? Want jy kry af. Sommige kry af. Is 'n vakansiedag. Jy voel dit is Kersfees, want jy kry af op die dag, ook net die dag. Maar Hemelvaartdag, hoekom is hy nie 'n belangrike dag nie? Die Here sê, kyk, ek maak jou paaie vir jou stikkend. Dit wat jy opgerig het, maak ek stikkend mens. En ek sê vir jou, soek na die ou pad. En kom in lyn met my woord. Maar wat sê Juda? Ons sal nie luister nie. Hoeveel keer is dit dat die Here praat, en die Here praat, en die Here praat, maar die mens luister nie. En deur hierdie storm met die Here nou kom praat, en is dit dan nou nie toevallig genoeg, dat Hemelvaart dan juis in die week plaasvind van die storm nie. Die storm het nou net opgeklaar, dat Hemelvaart in hierdie week moes plaasvind van die storm. Die Here het dit nou voor die tyd laat gebeur, om met hulle te praat. En toe is dit, dat het nou Hemelvaart is, wat die Here sê, nou wil ek kyk wat maak hulle. Nou wil ek kyk. Gaan hulle my erken? Gaan hulle my eer? Maar nee, nog steeds was daar besighede wat oop was op daardie dag, wat nie die Here erken in die feit dat dit sy opvaarding was. Dit was sy opvaarding. Hy het gedescend na die hemele toe. Is daardie dag wat hy gegaan het, opgevaar het na die hemel, en hy het gaan sit aan die regterhand van God. Halleluja. Van daar waar hy vir ons plek gaan voorberei het. Hoekom is dit dat ons dit nie kan celebrate nie? Hoekom is dit dat ons dit nie kan erken nie? Hoekom kan ons in die Here se naam nie op so 'n dag eer, prys en loof nie? Hoekom is dit dat ek steeds gesien dat mense gaan werk op die dag? Sê vir my of dit reg is. As ek verkeerd is, asseblief, korrigeer my. Kom na die comment section toe, korrigeer my. Maar dit is 'n dag van die Here. Dis die dag wat hy gesê het, kyk, ek los agter vir jou die Heilige Gees as 'n helper. Die dag wat God nog aan ons gedink het na die kruisiging, na die sterwing. Die Here het so baie verduur op hierdie dag van Hemelvaart, moes ons werklik waar net stil kon staan het en die Here geerken het en gesê het, wauw, die Here het deur die kruisiging gegaan, die Here het deur al die seer, die pyn, die lyding gegaan, en nog is die Here nog willing om vir ons iets na te laat. Wat 'n God dien ons nie. Hy laat nog die Heilige Gees na as sy helper. Hy dink nog aan ons. Hy dink nog, o Heer, hy dink nog aan ons. Mense, ek gaan nie nog dink aan iemand wat my nou gekruisig het nie. Ek gaan nie eens 2 keer, ek sal te veel breek en sê, o, ja, julle wil my mos gekruisig het. Julle wil my mos gedit het, julle wil my mos kyk hoe lyk nou. Kyk hoe lyk ons is mos, ons hou ons lekker. Wanneer ons mos nou bo is en ons het nou bo uitgekom, ons het sukses behaal of wat ook al. Die mense het jou mos geteer, die mense het jou getart en die mense het dit van jou afgevat, die mense het daai van jou afgevat. As jy bo kom, hoe lyk ons dan? Dan kyk ons van bo af so. Maar nie Jesus nie. Jesus het nie in hy vleeslikheid getry hom soos ons dit doen nie. Hy het in gees getry hom van die oorwinning oor die vyand gehad, maar dis nie hoekom hy geselebreer het. Hy het geselebreer vir die feit dat hy verlossing vir die mens kon bring.
en nog minag ons so 'n God. Die Here sê, ek vernietig jou paaie. Want ek wil hê jy moet soek na die ou pad. Nou dierbaar is as ons kyk na die ou pad en die ou dinge, dan kyk ons na, hoe was dit vir u gewees toe u hemelvaarts deurgegaan het as 'n kind? My ouma, my oupa, hulle het vir ons kom leer. Jy gaan kerk toe op die dag, en gaan jy nog die Sondag op kerk toe, en nog verder hemelvaart nog gaan celebrate. Dit het soos 'n Sondag gelyk op 'n hemelvaart. Maar gister was dit was niks. Dit het vir julle gevoel soos 'n hemelvaart. Eerlikwaar nou, soos 'n doodgewone dag. Soos 'n doodgewone dag. Want almal het net aangegaan met hulle normale werk. Maar wanneer besighede hulle deure toemaak en dit as 'n publieke holiday verklaar of sê vir hulle werkers, ons werk nie vandag nie, want dis hemelvaarts vandag. Dit is wanneer 'n mens dit gaan erken, want wat gaan gebeur as almal miskien op byvoorbeeld, jy weet, uit hulle werk uit, hulle is af op die dag of wat ook al, as mos stilte in die dorp. Is dit nie so nie? Dan ry ons deur die dorp, as 'n stilte. Ons het kom stil word. Maar wanneer besighede net aangaan. Ons lees verder, vers 17. Ek het mense aangestel om oor julle te waak. En hulle roep, luister na die trompetgeskal. Maar julle sê, ons sal nie luister nie. Nou wie dink u is die mense van wie hierdie God hier praat? Hy sê, ek het mense oor jou aangestel. So God sê, behalwe die feit dat ek jou paaie kom stikkend maak, vir jou om die ou pad op te soek, behalwe die feit dat ek met jou kom praat, Israel, dat jy moet luister na wat ek vir jou sê, en sê, die Here kom sê mos eintlik deur middel van dit, nê, dat jy's op 'n verkeerde pad. Jy moet van hierdie pad afkom. Hy sê, maar behalwe dit, Sispie, het ek mense aangestel oor jou, om met jou te praat, en om vir jou te sê van hierdie dinge. En hy sê verder, hulle sê nog steeds, ons sal nie luister nie. Wie is die mense waarvan die Here praat, Janice? Ek is die mens. Ek is een van die mens van wie die Here hierso praat. Want die mens het gesê, luister na die trompetgeskaal. Nou wat doen ek nou hier? Maak ek nie vir julle bewus van God se woord nie? Maak ek nie vir julle bewus van dit wat die Here hier vir ons sê nie? Die domineese, die pastore, die profete, die apostels, ek praat van die regters, die geroeptes, ek praat nie van die gewinktes nie, die geroeptes. Die wat die Here waarlik aangestel het. Nie die wat dit maak, dat dit gaan net oor hulle, die show gaan oor hulle nie. Ons praat van die wat praat uit die woord van God uit. Die wat praat uit die woord van die Here uit, en werklik waar die Here se woord deurgee. Vandag doen ek weer een van die dinge, om vir julle te kom herinner, en vir u te sê, wat die Here kom sê deur middel van die storm, want ons vra, is dit nie so nie, daar sekere mense wat verlore is, in wat gebeur het, daar sekere mense wat glad nie vir God ken nie, of wat nie 'n verhouding met God nie, hulle glo in God, maar hulle het nie 'n verhouding in God nie, so daarom sal hulle nie werklik weet, hoekom het die Here die toegelaat, die nou ja toe, dis hoekom die Here mense aangestel het, ek is een van die mense wat ek kom nou vandag na u toe, om vir u te sê, dit was 'n trompetskaal, wat afgegaan het, dit was 'n trompet, wat geblaas was, uit die hemele van die Here, om vir ons as mens hier te waarsku, om vir ons te sê, luister, ek maak julle nuwe paaie vir julle stikkend, want die paaie wat julle nou vir julle gebou het, is nie regte paaie nie, soek na die ou pad, en dan sê hy ook, ek stel mense oor aan julle, om het ook nog vir julle te sê, maar steeds luister ons nie. Dierbaar is deze oproep
Hallelujah, praise die Here. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, thank you Lord. Die is 'n oproep van die Here. Hallelujah, thank you Jesus. Die is 'n oproep van die Here. Ek moes myself net gou toemaak. Want ek kon die Here voel, ek kon die Gees voel. I can feel His presence. And when you feel the presence of a king, you need to cover yourself, knowing that the king is here, knowing that there is a holy presence, knowing that when the Lord is speaking through not just His presence, but also through His holiness, then you need to bring your authority in. And you need to just put it down. Die Here sê, ons moet luister na dit wat hy vir ons kom sê. Want as ons nie luister nie, dan gaan ons omkom met die volgende storm. Die Here sê, die is nie die enigste storm nie, Priscilla. Die is nie die enigste storm wat die Here gaan bring oor ons nie, Sispie. Halleluja, die Here sê, daar is nog wat kom. Hierdie was net 'n waarskuwing en hy sê, die waarskuwing is, die paaie wat julle nou vir julle gebou het is verkeerd. Die paaie wat julle nou volg is nie die regte pad nie. Hy sê vir ons, halleluja, prys die Here, soek na die ou pad. Want die nuwe pad wat julle nou volg is nie die een nie. O, die Here kom praat oor die pad waarop ons is. Want die pad waarop ons nou is 'n afvallige pad. Die pad waarop ons nou is 'n pad wat jou nie na die Here toe gaan vat nie. Die pad is belangrik. Hoekom is dit belangrik, dierbares? Want jy sien die pad vanaf die wêreld na die hemel is belangrik. Maar jy moet op die regte pad opkom, want daar stoei. Die een lei na die hemel en die ander na die hel. En as ons nie op die regte pad opkom nie, dan gaan ons na die hel. En ons kan daar vir altyd en vir ewig kan ons verlore wees. En as ons nie nou luister nie, dan gaan ons omkom met die ewige dood. Daar is 'n ewige lewe, maar daar's ook 'n ewige dood. En die pad na die ewige lewe is Jesus. He is the way, He is the truth, and He is life. And if we do not follow Jesus, then we will not get onto the right path. Hy is die hek. Ons kan net deur Jesus gaan. Jesus is die sleutel. Maar daar is sekeres wat glo in toordery. Daar sekeres wat glo in heksery. Daar sekeres wat glo in kristels. Daar sekeres wat dinge brand in hulle huis en hulle sê hulle hou die geeste uit. Daar sekeres wat God voor hulle deure hang for protection. The way is Jesus. You need a cross on your door. You need to anoint your house with the oil of the Lamb. The way is Jesus, and if we don't do it Yahweh's way, then we will lose our way. We will lose it completely if we don't do it Yahweh's way. It needs to be Yahweh, not your way. And if we don't follow that, unfortunately, we will not survive. We will not survive. Hy sê, luister al die nasies, kyk wat met my volk gaan gebeur. Dierbares, hierdie is 'n waarskuwing uit die hemel uit wat die Here vir ons gee. En dis ook 'n aankondiging en 'n afkondiging van nog 'n storm. En as ons nie luister nie, dan gaan ons omkom binne in daardie storm. Luister vir my.
Ek is nie 'n palmreader nie, ek is nie 'n heks nie, ek kan nie die toekoms vir julle weerspieël nie, ek kan nie sê wat volgende jaar gaan gebeur, wat oor 'n jaar gaan gebeur, wat oor 2 jaar gaan gebeur, ek is nie dit nie, ek is nie dit, ek is net 'n kind van die Here wat gebore uit die Gees uit is al wat ek is, en ek gee die woord van God soos wat hy dit vir my deurgee, en ek doen dit met die helper wat hy vir ons agtergelos het by Hemelvaart. Die helper wat die Heilige Gees is, wat vir ons sê, daar is nog 'n storm op pad. Hy kom vir ons waarsku deur hierdie storm, deur vir ons te sê, staan by die paaie en kyk. Vra na die ou pad. Vra na die ou pad. Vra na die beste pad en volg dit. En as ons dit nie doen, die dierbare, sê die Here in vers 19. Let op wat gaan gebeur aarde. Ek bring rampe oor my volk. Hulle pluk net die vrug van hulle eie planne, want hulle het hulle nie gesteer aan wat ek sê nie. Hulle het my opdragte verwerp. Hy sê rampe, en onthou, rampe het al klaar vir ons getref. Rampe het ons al reeds getref. Kyk hoe lyk die Kaap. Kyk hoe lyk George, kyk hoe lyk Nysna. Kyk hoe lyk ons plekke. Rampe het ons getref. Kyk hoe lyk George. Rampe het ons getref, daar's mense wat gesterwe het ook, maar dierbares, my condolences to everybody who has lost loved ones in the storm. En dit is net 'n paar wat hulle lewens verloor het, net 'n paar. Maar dit wat na dit kan gebeur, kan soveel meer hulle lewens verloor. Hy sê ek stuur rampe oor my volk, want my volk luister nie. Die Here, hy praat dan swaar met ons. Hy praat deur middel van sy creation. En die creation is nie net die natuur nie, maar die creation is ook ons wat die creation is. Daar is leiers op leiers wat hierdie tipe boodskappe rekord. Social media is ook goed om die woord van God te versprei, so daar's baie wat praat hieroor. Daar's baie wat praat oor die pad, hoekom luister u nie? Hoekom luister ons nie? Jy weet dat dit verkeerd waarmee jy besig is, moenie nog soek na iets wat daar nie is nie. Die Here het gesê, dis verkeerd so, dis verkeerd, los dit net. Ek self het gisteraand en ek so gelê en praat met die Here en gesê, Here, hierdie ding wat ek so mee besig was in my lewe, en ek sê, Here, kom vergewe my, is goed wat ek al klaar vergifnis voor gevra. Maar ek vra net weer vir die Here, vergewe my. Ons moet tot bekering kom, dierbares. As ons nie tot bekering kom, gaan ons nie pad vind nie. Dis ons bekering en ons transformering wat ons gaan bring tot op die regte pad. Die pad van die Here. Die pad naamlik Jesus. Hy is die weg. Hy is die waarheid. En hy is die lewe. Yahweh. There is a reason why there is a way in his name, Yahweh. Because he is the way. Hy is die weg. En die enigste manier om die regte pad te vind, is om jou te laat doop en jou te bekeer tot die Here. En vir die Here te vra, Here, vergewe my vir al my sondes. Kom woon in my hart, Here, en maak my skoon. Ek sien vanoggend op 'n status my broer se seun, waar hy Psalm 51 gekwote het.
En dit is 'n kind vir wie ek ook bid. En die quote sê, Here, skep in my binneste 'n rein hart en gee my 'n vaste gees, 'n nuwe gees. Kom ons bid vir mekaar van gebed werk. Ons hoef nie teen vlees en bloed te beklei nie, want ons gaan nie wen nie. Maar as ons gaan bid, ons gaan op ons knieë en ons bid. En ek praat nou met die intercessors. Ek praat van die bidders van hierdie wêreld. It is time. If ever there was a time to pray, it is now. It's time to pray. Jy sien vir my, ek hou nie vir my op met amper nie. Ek hou nie vir my op met posisies nie, ek is 'n niks. Ek is 'n niks. Ek prys God dat ek 'n niks is. Mense wil my net optrek links, regs en senter, maar ek is 'n niks. Maar ek is die Here se. As jy nou tyd om jou te steur aan amper nie, is tyd om daai gawe wat die Here vir jou gegee het en daai roeping wat die Here op jou lewe gebring het as 'n intercessor, as 'n bidder, om nou daardie gawe uit te stort. If ever there was a time to pray, it is now. Ons sal moet begin bid vir die dooies om op te staan. Wie is daai dooies, dierbares? Wie is hulle wat nog in die grafte lê, dierbares? Dis hulle wat nie vir Jesus ken nie. Dis hulle wat nog nie opgestaan het in 'n revival en hulle harte vir die Here gegee het nie. Hulle is nog dood hier binne in die graf. En hierdie wessel, hierdie liggaam is die graf. Maar die mens wat God soek is daar binne. So die graf, hy moet sterwe vir daardie mens om op te staan. Ons moet tot bekering kom en transformering, sodat ons die ou pad kan vind. En die ou pad is wat ons oumas en ons oupas vir ons oopgekloof het. Ons voorouers, Jakob en Moses, hulle het vir ons die paaie oopgekloof. David en Isak, hulle het vir ons die paaie oopgekloof. Ons moet daardie pad weer vind, dierbares. Die pad wat ons nou op is 'n verkeerde een. En daarom kom vernietig die Here hierdie pad. Ek prys die Here en ek eer die Here vir sy woord. En as u tot sover toe geluister het, dan prys ek die Here daarvoor. Want dan beteken dit dat die Here praat met jou vandag. Amen en amen. Amen. Ons gaan hom uitvat met een lied. Dit was maar net genade kans. Dit was maar net genade kans. Die dag toe ek my ziel aan liewe Jesus gee, dit was maar net genade kans. Dit was maar net, dit was maar net genade kans. Dit was maar net, dit was ja Here, genade kans. Here, die dag, yes Lord, my ziel,
Ons prys U, Here. Ons eer U, Vader. Ons loof U, Here, want U is goed, Here. U is almagtig, Here. Daar is iemand wat hulle hart en siel vir U vandag wil gee, Here. En ek prys die Here daarvoor, Vader. Ek bid, Here, dat die elke een, Here Jesus, se harte sal capture, Here. Here, dat hulle tot volheid hierdie video sal kyk, Here, en U sal ontvang, die Heilige Gees sal ontvang, Vader. Ek bid, Here Jesus, dat hulle tot die einde toe sal volhard in hulle lewens, Here. Here Jesus, en ek vra my God, dat U hulle siele sal kom losmaak, Here. Dat wat vas is, Here, dat U dit sal kom losmaak, Here. Ek bid vir ons tieners, Here, en ek bid vir ons young adults, Here, en ek bid vir ons adults, Vader. Here Jesus, dat U hulle sal kom help, my God, halleluja, om die regte pad te vind, Here. Die wie nog nie die pad gevind het nie, Here, dat hulle wel die pad sal vind, Here. Nie hulle eie weg nie, Here, maar die weg van die Here. Yahweh, they need to find that way. Yahweh, that is the way they need to find, Lord. En hulle moet kom, Here Jesus, hulle tot bekering bring, Vader. Dis al manier, Here. Hulle moet hulle self kom was, Here Jesus, hulle sondes, Here, alles, Here, kom afwas voor die Here, om wit so sneeu te kom word voor U, en is net die bloed van Jesus, wat ons sal kom vrymaak en skoonmaak, Here. Here, ek prys U en ek eer U, en ek kom sê, dankie, Here, vir die sterwing aan die kruis, Here, en vir die prys wat U kom betaal het vir ons om losgekooptes te wees, Vader. En ek eer U, Here, vir die bloed, Here, die bloed van Jesus wat nog nooit sy kragte verloor het, Here. Ek pleit dit oor ons elkeen vandag in hierdie studio, Here, en so ook oor broer Adam daar buite wat nou besig is, Here, om die huis van die Here te bou, Here, en op te werk, Vader. Here, sodat ons 'n beter plek het, Here, Vader, en meer spasie het, Here, om hier te aanbid, om meer mense in te kry, Vader, meer mense in te nooi, Vader. Ek eer U die Here, Vader, dat U self sorg, Here, vir U se huis, Here. Ek eer U, Here, dat U ook sorg vir hulle, Vader, wat nou na hierdie video gekyk het. Ek vra al hierdie dinge nie omdat ek dit verdien nie, maar uit enkelheid genade, met baie danksegging. Amen en amen en amen. Amen. Thank you, Lord.